In die begin van die evangelie sien ons hoe Jesus sy disippels roep. Nou hulle is duidelik van die begin af kan 'n mens dit sien, nie normale disippels nie. Normale disippels in Jesus se tyd was die roem van die Joodse samelewing. Ouens wat akademies sterk was. Hulle was letterlik die beste van die beste van die beste. Hulle is die ouens wat 6 en 7 en 8 en 9 onderskeidings gehad het. Heelwat van die manne wat deur Jesus geroep is, sy akademie was so sleg dat geen ander rabbi hulle ooit onder sy vlerk sou neem nie. Hulle was net nie disipel materiaal nie. Hulle was onder andere vissermanne. Ons weet een van hulle, Matteus, was 'n tollenaar en dan het ons ook dan natuurlik vir Simon die Zeloot wat 'n fanatiese groep mense was. Die Zelote was 'n militante Joodse groep wat in die 1ste eeu gewelddadige verset teen die Romeinse oorheersing voorgestaan het. Hulle was godsdienstige politieke fanatisie wat geglo het dat slegs God oor Israel mag heers en dat geweld geregverdig is om hierdie doel te bereik. En dan natuurlik was daar die klompie se beroepe nie eers genoem word nie. Dit was net eenvoudig nie belangrik genoeg om dit eers te noem nie. Maar Jesus kyk anders na mense. Hy het nou nogal die manier om die potensiaal in enige iemand raak te sien. Hy roep sy disippels, hierdie wannabes, en hy vertel hulle van God, en hy vertel hulle wat God se wil is, en hy leer hulle, en hy gee hulle die mag om demone uit te dryf, hy gee hulle die mag om siekes gesond te maak, en hy gee hulle die mag om 'n impak te maak rondom hulle. Jesus was van die begin af van plan om mense op te lei wat die werk wat hy begin het voort te sit. So, hy lei hierdie disippels op om alles te doen wat hy kon doen. Alles wat ek nou genoem het, die uitdryf van geeste, gesond maak, alles. Kan jy net dink hoe chaffed hierdie klomp met hulle self is? Hulle is nou werklik disippels. Hulle kan doen wat hulle meester doen, want dis wat 'n disipel is. Nou as mens Matteus 10 lees, dan sien ons, hy stuur hulle uit en hy sê vir hulle, gaan na die verlore skape van Israel toe en verkondig die koninkryk van God. En dan sê hy vir hulle, gaan maak nou siekes gesond, wek die dooies op, reinig die melaatses en dryf bose geeste uit. Nou ek weet nie van jou nie, maar as ek weet ek moet op reis gaan, hou ek daarvan om ordentlik te pak. Ek wil nie onkant gevang word nie. Ek wil ietsie warm sê vir die koeler daar moet iets vir enige dae wees, daar moet iets vir elke geleentheid wees, ietsie as ek wil gaan uit eet of wat ook al, ek moet mooi lyk. Ek hou ook daarvan om 'n nice tas te hê, die kar moet gewas wees, die bande moet gepomp wees en die engine moet gediens wees. En dan natuurlik wil ek genoeg kontant in my beursie hê en genoeg kontant in my rekening. Maar Jesus gooi 'n spanner in die works vir hierdie ouens, wanneer hy vir hulle sê, moenie vir goud of silwer of koper in julle beursie sorg nie. En moenie vir die pad 'n reissak gaan aanskaf, of nog 'n kledingstuk, of skoene, of 'n stok nie. Moet dit nie doen nie. Gaan net en gaan verkondig die evangelie. En dan gaan Jesus verder en dan sê hy, moet ook nie dink julle skool nie, ouens. Moenie dink mense gaan vir julle 'n helde verering gee nie. Ek stuur julle uit so skape tussen die wolwe. Wees dus versigtig, sê hy. So slange, wees versigtig so slange en opreg soos duwe. Pas op vir die mense, hulle sal julle aan die geregshowe uitlewer en in sinagoges sal hulle julle gesel. Ook voor goewerneurs en konings sal julle gebring word ter wille van my. Dit sal vir julle die geleentheid gee, die slegte goed wat met jou gebeur, sal vir julle die geleentheid gee om voor hulle en voor die heidene nasies van my te getuig. Wanneer hulle julle uitlewer, moet julle nie bekommer oor hoe of wat julle moet sê nie, want op daardie oomblik sal God aan julle gee wat julle moet sê. Dan is dit nie julle wat praat nie, maar die gees van julle Vader wat deur julle sal praat. 'n Leerling is nie hoër as sy leermeester nie,
en 'n slaaf nie hoor as sy eienaar nie. 'n Leerling moet tevrede daarmee wees as dit met hom gaan soos met sy leermeester, en 'n slaaf as dit met hom gaan soos met sy eienaar. As hulle die hoof van die huis die skeldnaam Beelzebul gegee het, sal hulle dan nie sy huisgenote met baie erger name uitskel nie? Het jy al ooit 'n handtekening namens iemand anders gemaak? Dalk het jy as kind jou ma of jou pa se handtekening op 'n rapport of op 'n toetsbriefie of op 'n toestemmingsbriefie, wat ook al, nagemaak. Ons het nogal 'n manier om namens God te teken, om beloftes te maak wat hy nie gemaak het nie. En as ons praat van God, ek praat van God, dan praat ek van die God wat ons deur Jesus leer ken, die Nuwe Testament God. Ons as gelowiges is nogal geneig om kontraktueel oor God te dink. As ek reg lewe, bid, Bybel lees, kerk toe gaan, dan sal God wat ook al vir my doen. Dis hierdie verstaan van as ek, sal God. Nou eintlik, as ons die verbond verstaan, dan is dit is 'n kontrak, maar is nie 'n voorwaardelike kontrak nie. Dis nie 'n kontrak wat ons met God aangaan nie. Dis nie 'n voorwaarde wat ons met God aangaan nie. Ons kan nie sê, God, ek sal goed lewe as dit altyd met my goed sal gaan nie. Hierdie is 'n sodat kontrak. Ek lewe op 'n manier sodat ek al God se seëninge vir my kan toeëien, sodat God vir my sal doen wat ek wil hê hy moet doen. Die verbond, die nuwe verbond, daai wat ons in die Nuwe Testament kry, is 'n omdat verbond. Omdat God vir my die lewe gegee het, en omdat hy sy seun vir my gegee het, en omdat Jesus uiteindelik die ultimate offer gegee het, en ultimately, omdat Jesus God is, sal ek lewe soos wat hy vir my gevra het, ten spyte van hoe dit met my gaan. Dis wat Jesus ons leer. Hy kom wys vir ons wie God is. Dis waar dit begin. Die God wat alles geskep het. Die God wat die natuurwette in plek gesit het. Die God wat ons gemaak het, die God wat ons kinders gemaak het en ons kinders vir ons gegee het. Dis die God waarmee ons te doen het. Ons weet almal hoe verkeerd dit is om iemand anders se handtekening na te maak. Dit kan nie reg wees as ons namens God praat en beloftes maak wat hy nooit gemaak het nie. Dit is, ek wil nog amper sê, meer verkeerd. En God, uit Jesus se perspektief uit, maak nie beloftes van sodat nie. Hy maak beloftes van omdat. Nou, terug by ons teks. Ons sien hoe Jesus sy disippels uitstuur. Uiteindelik kry hulle die geleentheid om te doen waarvoor hy hulle geroep het om te doen. Om die evangelie te verkondig, die goeie nuus. En ons het nou gesê, hy het hulle toegerus met besonderse magte, goed te doen wat ander mense nie kon doen nie, bose geeste uitdryf, siekes gesond te maak. Hulle word geroep om te doen wat hy gedoen het. Maar dan kom daar 'n interessante waarskuwing wat Jesus vir hulle gee, en hy sê vir hulle, moenie naïef wees nie, ouens. Hy sê nie vir hulle ooit dat alles gaan nou wonderlik wees en alles gaan uitwerk, dat almal aan hulle lippe gaan hang nie, en dat almal gaan hoeha en oor hulle nie. Inteendeel, hy waarsku hulle, as hulle die hoof van die huis Beelzebul noem, hoeveel te meer die lede van sy huisgesin. Nou, om Beelzebul genoem te word in Jesus se tyd en in sy kultuur, was 'n besondere belediging vir enige Jood. En dis presies wat hulle met Jesus genoem het. Dis wat mense vir Jesus gesê het. Hulle het hom hierdie belediging gegee. En hiermee sê Jesus, as ek sleg gesê word, en as ek beledig word, hoekom dink julle dat dit nie ook met julle sal gebeur nie? Die Nuwe Testament vertel nie die verhaal wat voorspoedsteologie vertel nie. Jesus self het gesê dat seën nie noodwendig kom wanneer alles goed gaan nie, maar dat daar ook seën is in die slegte tye, in hartseer wees, in dors wees na geregtigheid, wanneer jy nie geregtigheid het nie, wanneer ons vervolging verduur. Die Nuwe Testament vertel die verhaal van een onskuldige man, wat alles reg gedoen het, maar wat ongelooflik sleg behandel is, wat ten spyte van al sy wonderlike dade steeds doodgemaak word. Is dit nie
juis in hierdie oomblikke, wat die ware skoonheid van God se werk in ons lewens na vore kom nie. Die gedagte dat alles altyd sal goed gaan, as ons net reg glo, is 'n valse evangelie. Wanneer ons werklik vir Jesus volg, kan ons juis verwag dat dinge nie altyd maklik sal wees nie. Maar Jesus gee wel 'n wonderlike belofte en hy sê, wanneer ons voor ander mense ons openlik vir hom uitspreek, dan sal hy hom ook openlik uitspreek voor sy Vader wat in die hemel is. Hierdie is 'n ware belofte waarin ons kan vashou. Dis iets wat ons kan sê, Jesus het gesê. Die populêre teologie wat sê alles sal goed gaan as ons net reg glo, maak dalk kerke vol en dit verkoop boeke, miljoene van hulle, maar dit is nie getrou aan wat die Nuwe Testament ons leer nie. Om in Jesus te glo, werklik te glo, gaan nie waarskynlik ooit vir jou regtig rykdom bring nie. Maar dit is absoluut die moeite werd. Want wanneer ons dit doen, wanneer ons Jesus volg, bou ons saam met hom 'n beter wêreld. Nie omdat ons 'n maklike lewe gewaarborg word nie, maar omdat ons deel word van God se groter verhaal. En dit is die lewe wat die moeite werd is om te leef. Kom ons maak vandag die besluit. Kom ons hou op om woorde in God se mond te sit, wat hy gedoen het of nie gedoen het, of wat hy sal doen en nie gaan doen nie, wat hy gesê het en nie gesê het nie. En in plaas daarvan, kom fokus ons op die beloftes wat ons weet hy gemaak het. Die beloftes van sy teenwoordigheid by ons, van sy liefde, van sy uiteindelike oorwinning, selfs te midde van ons swaar kry. Want dit is wat dit beteken om 'n ware volgeling van Jesus Christus te wees. Nie om 'n lewe sonder probleme te hê nie, maar om 'n lewe van betekenis te lei, wat gewortel is in die waarheid van wie God werklik is. Amen.